Die kleinhuisbeweging het enorme belangstelling regoor die wêreld gewek. In Suider-Afrika begin die kleinhuiskonsep nou eers aan die gang kom, en dit is baie opwindend. Daar is 'n paar maatskappye wat begin het om kleinhuise te bou. Ek het met Shane Roach gesels, wat Freedom Tiny Home Manufacturers in Oos-London, Suid-Afrika besit, en deur hul blyvrye model gekyk. Waarskynlik ongeveer 1/3 van die koste van 'n kleinhuis, of 1/4 tot 1/3, sal die koste van die wiele wees. So ons het dit vereenvoudig en gesê, meestal gaan dit staan. Kom ons maak dit op en af van die wiele. So ons het 'n raamwerk en 'n sleepwa gemaak waarop ons die huis kan sit. Hierdie een is 1 of 2 keer rondgeskuif, toe ons dit gedemonstreer het. Ons het die wiele weggeneem, omdat dit 'n permanente posisie is. Maar dit kan geskuif word indien nodig. Iets wat ons met klein huise opgemerk het, is die belangrikheid daarvan om jou buiteleefarea werkbaar te hê. Dit word basies deel van jou sitkamer. 'n Klein rakkie binne. Buite op skuifvensters wat goed werk. En dan het jy jou buitetafel waarin jy kan skuif en 'n klein dakkie oor daardie gedeelte om jou te beskerm as dit reën. Kom ons kyk binne. En as ons binnekom, het ons alle aspekte van 'n huis. Die badkamer aan die einde. Kaste wat eintlik ook jou slaapkamerkaste sal wees, naby jou badkamer. Dan die wasbak en plek vir 'n skottelgoedwasser of wasmasjien onder die wye toonbank om jou genoeg werkarea te gee. Die uitsparing hierop om jou skoue ruimte te gee om deur te loop. En die volle klein induksiestoof, mikrogolfoond en alles wat jy in jou normale kombuis sou hê, met baie laaie. Ek het die sagte aanraakklaaie gebruik wat hulself toehou terwyl jy ry. En ook verhoed dat hulle toegeslaan word wanneer jy dit gebruik. So as ek dit ooptrek, kan ek dit toeslaan, maar dit slaan nie toe nie. Maar ook wanneer jy reis, maak hulle nie so maklik oop nie. Ons het potlaaie en daar's baie laaispasie hier. Die trappe word verander. Hulle gaan gewas word en 'n liggrys kleur kry. Die rusbank kan in 'n bed omskep word, 800 breed, deur jou kussings weg te skuif. Hierdie is lekker hoë digtheid dubbelgepakte kussings. Dis baie gemaklik vir die bed. Ons het 'n lekker groot TV. En dan die hoofslaapkamer bo. So ek is net meer as 6 voet. Ons het 'n skynsdak 45 grade. Maar met 'n skuurdak soos ons opkom. So ek maak my kop skoon in hierdie area. En net as ek by die boonste trappie kom, moet ek effens afbuig. En jy het volle sithoogte hierbo. Jy kan rondbeweeg en doen wat jy moet as jy op jou knieë is of wat ook al. So dit werk goed. Baie gemaklik sodra jy hier is. Baie spasie. Oop gevoel met die hoë toonhoogte. En werk goed. Jy het baie spasie bo jou kop daar. En hier is 'n dubbelbed. Daar is baie propspasie. Hier is 'n 2-rigting skakelaar, so wanneer jy opkom, kan jy jou krag aanskakel. En dan langs jou bed kan jy dit weer afskakel. Hier het ons 3 dubbelpenproppe, die nuwe Suid-Afrikaanse standaard. En enige ander toestelle wat jy wil, kan jy ook daar inprop. So baie stopkontakte. Ons het 'n kinderbed met reëlings trappe wat opgaan. Ek het daarop geslaap terwyl my seun op die hoofbed geslaap het. Dis nogal gemaklik. En dieselfde onder. Jy haal net daardie kussings af en jy het nog 'n bed daar. So ons het die linne vloer en alles wat spesiaal daarvoor gemaak is. Soos ek gesê het, ek is 6 voet en ek slaap daar nogal gemaklik. Ons het 'n skuurdeur hier op rollers wat terug van die kant van die wasbak afstaan. En dan 'n volgrootte stort, 800 by 850, gemaklik en maklik om in te klim. Ek sal dit nie aanskakel nie, maar daar is 'n stortmengkraan wat ons normaal noem. En dan 'n verhoogde voetstuk wasbak met 'n soortgelyke meganisme om te keer dat jy oopmaak wanneer jy jou mengkraan weer skuif.
En dan 'n vol normale toilet en die goedjies wat daarmee saamgaan. Daar's 'n klein 900 mm wasbak met 'n goeie grootte ketelmenger daarop. Warm en koud water. En dan het jy vensters, daar is skyfvensters vir maklike toegang tot buite. En dan jou blindings net om die lig hier uit te neem, die kort een aan daardie kant en die lang een aan hierdie kant. En daar is blindings reg rondom. Die geyser in hierdie eenheid is direk bo. So, dit is nie 'n afnetwerk nie, maar volledig op die netwerk. Alhoewel dit 'n karavaan inprop buite het vir die krag. Hierdie is 'n 150 liter geyser, maar dit is inpropbaar as jy in 'n park of iets dergeliks is. Hierdie klein huisie is nie ontwerp om deur die bos te gaan nie. Dis 'n klein huisie vir af en toe trek, maar ek verkies om spesifiek te ontwerp vir meer gereelde trek. Ons sou dit ligter maak. Hierdie een gebruik waarskynlik die volle 3,5 ton wat toelaatbaar is en is padwettig in terme van binne die hoogte en breedte kriteria om dit op die pad te neem. Die hoogtevereistes 4,3 meter op die sleepwa. So, dit is van die grond af tot die vragmotor wanneer dit op die sleepwa is. En dan 2,6 meter breed. Jy het nogal baie vryspel. Hierdie een is 6 meter, maar dit kan langer wees. Ek kan tot 8 meter hanteer. Groter as ons regtig moet, veral as ek 'n sleepwa vir iemand bou, kan ons tot selfs 10 meter gaan. Ek is oortuig dat die kleinhuisbeweging in Suider-Afrika gaan ontplof en ek is opgewonde om te sien wat gebeur. Ons het die weer, pragtige platteland en strande en riviere en hierdie manier van leef gee ons die vryheid om gemaklik teen 'n baie bekostigbare prys te leef.